se plekke in. Goeiemôre geliefde familie en vriende, gee my vanoggend net eers die geleentheid my innige meegevoel net te betuig na die afsterwe van Tannie Ria. Ek is oortuig daarvan dat dit vir almal van julle 'n groot skok is en daardie saam ook hierdie donker tyd in 'n mens se lewe is. Veral omdat ons so gou weer by mekaar gekom het. Namens myself, my gesin, sowel as die Nederheidshervormde gemeente Lichtenburg, betuig ons innige meegevoel met elkeen van julle glo vertrou dat die Here julle sal vertroos en sal bystaan en bemoedig in hierdie uitdagende tye. Geliefde familie en vriende, ek gaan vra dat ons sal staan vir die uitspreek van die seën. Dis in hierdie hartseer en onstuimige tye dat ons soos die digter van Psalm 121 opkyk na die berge en dan wonder ons waar gaan daar vir ons hulp en vertroosting en bemoediging vandaan kom. Maar vandag hier in die huis van die Here kom stel die Here ons gerus met hierdie woorde wanneer hy sê die vertroosting en die hulp en die bemoediging wat jy nodig het kom van my wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Mag God hierdie plek hê. Geliefde broers en susters, ons sing vandag ons 'n loflied saam, lied 464. Ons gaan daar net die eerste vers saam sing. Hierdie vers is eintlik vir ons ook 'n stukkie belydenis. Om te sê, ons kyk na die skepping rondom ons en dan besef ons, God het alles goed gemaak. God het alles mooi gemaak. Maar dan leef ons in hierdie gebroke wêreld. Dan beleef ons die seer wat in hierdie gebroke wêreld oor ons lewenspad kom. Maar tog weet ons dat ook soos Habakuk van ouds om te sê, ons kan nog steeds aan die Here vashou. Ek kan nog steeds juig in God my redder. Selfs al gebeur die lewe ook met my, want God bly goed. Kom ons sing as 'n loflied aan die Here staande saam, lied 464. Ons gaan daar die eerste vers sing, soos dit gedruk is in die blaadjie, en daarna kan u weer se plekke neem. Testament en ons gaan lees in die Evangelie van Lukas. Ons gaan daar in hoofstuk 15 uitlees, net 3 verse, vers 8, vers 9 en vers 10 lees ons saam, wat dan 'n eenheid vorm in 'n gelykenis wat Jesus vertel. Skriflesing Lukas 15 van vers 8 af. Of watter vrou wat 10 dragmes het en 1 dragme verloor, steek die lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure bymekaar en sê, wie sal met my bly, omdat ek die dragme wat ek verloor weer gekry het. So sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele en een sondaar wat hom bekeer. Ons lees dit tot sover, geliefde familie en vriende. Profeet Jesaja sê dat gras verdor en 'n blom verwelk, maar die woord van God hou vir altyd stand. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Dis vandag eintlik met 'n swaar gemoed wat ons hier by mekaar is. Weet jy, afgelope 6 weke was vir u as familie 'n intense en amper ondenkbare hartseer wat u beleef het. 6 weke gelede het ons afskeid geneem van Etienne. En hier is ons vandag by mekaar om afskeid te neem van Tannie Ria. Ek dink vir u as familie voel dit heel waarskynlik vandag asof hierdie afgelope 6 weke net so vinnig verbygegaan het. Asof die storms van die lewe hierdie afgelope 6 weke net te groot geraak het en of alles wat jy verloor het in hierdie 6 weke net te veel geraak het. En dit is nogal in tye soos hierdie wat enige mens se hart soek na anders. Ons soek na woorde wat vir ons sin gaan maak in die sinelose dinge wat ons op hierdie oomblik beleef. En dis daarom dat ons vandag na die evangelie van Lukas toe draai. Ons draai vandag na sekerlik een van die bekendste, maar ook na een van die diepste hoofstukke in die Bybel. Lukas, hoofstuk 15. Baie teoloë praat van Lukas hoofstuk 15 as die evangelie binne in die evangelie. En die rede hoekom hulle so sê is dat hierdie hoofstuk in die evangelie van Lukas is eintlik die hartklop van Jesus se boodskap. As jy die hele Bybel sou verloor het, maar jy behou net Lukas 15 oor, dan gaan jy met hierdie een hoofstuk nog steeds die volle omvang van God se liefde vir ons as mense kan verstaan. Hierdie een hoofstuk gee vir ons alles wat die evangelie vir ons sê om mee te verstaan. Hoofstuk 15 in die evangelie van Lukas bestaan eintlik uit 3 kort gelykenisse wat Jesus direk op mekaar vertel. In vers 1 tot 7 vertel hy die gelykenis van die verlore skaap. In die gedeelte wat ons saam gelees het vandag, vers 8 tot 10, vertel hy die gelykenis van die verlore muntstuk en dan van vers 11 af vertel hy die gelykenis van die verlore seun. 3 verskillende gelykenisse, maar al 3 hierdie gelykenisse volg presies dieselfde patroon. En dit begin met iets wat weg is of iets wat vermis geraak. En daarna volg daar 'n intense soektog na dit wat weg is. En dan word dit wat weg was weer gevind. En dan eindig elke gelykenis met daardie massiewe uitbundige fees wat gevier word oor blydskap van dit wat weer gevind is. Maar hoekom vertel Jesus hierdie gelykenisse? Ons moet dit verstaan in die agtergrond van daardie spanning tussen Jesus en die Joodse godsdienstige leiers van daardie tyd. Spanning wat nogal redelik op sy klimaks gedryf word hier in die evangelie van Lukas. Die godsdienstige leiers kla omdat Jesus sondaars ontvang en saam met tollenaars eet. Volgens die godsdienstige leiers is hierdie sondaars, hierdie tollenaars die weggooi mense van daardie tyd. Dis die mense wat geen waarde het nie en Jesus bemoei hom met hierdie weggooi mense. Jesus doen dit en dan vertel hy hierdie gelykenisse om vir hulle iets te probeer tuisbring daarvan. Dat dit wat in die oë van die wêreld waardeloos is, dit wat in die oë van die wêreld eintlik verlore is, dis juist dit wat vir God 'n kosbare skat is. En dit bring my dan vandag by Tannie Ria. Vroeger die week vertel Jan vir my, baie van die wat hier is, sal dit heel waarskynlik weet, Tannie Ria se bynaam was Soekie gewees. Soekie, ja. Goed, alles te gaan ek die preek nou verander, ja, dus jy dit gewaar het. Was Soekie gewees. Sy het hierdie unieke bynaam gekry, gewoon op grond van daardie gebruik wat sy gehad het, daardie hinkering wat sy gehad het, om alles te wil beheer. Van 'n kaarsleutel tot 'n beursie tot 'n paar skoene. Sy wil alles beheer. En as jy iets gesoek het, dat jy haar gaan vra, waar is dit? Want sy het dit gebeheer. En sy gaan dit weer kry. Soms het sy self 'n minuut of 2 gevat om te vind wat sy gebeheer het. Maar jy het altyd weer gekry wat jy soek het. Hoe merkwaardig is dit nie, dat ons dan nou vandag gelykenis saam lees van wat Jesus vertel het van 'n vrou wat gesoek het na iets wat vir haar kosbaar was. Nou werklik die impak van hierdie gelykenis te verstaan, moet ons vandag in ons verbeelding teruggaan na die eerste eeu in
Palestina toe. Daardie leefwêreld waarin Jesus hierdie gelykenis vertel. Jesus praat hier van 'n vrou wat 10 silwermuntstukke gehad het. In oorspronklike Grieks word hierdie silwermuntstukkies drachmes genoem, soos ons dit ook gelees het in die teksgedeelte self. Nou finansiëel was een van hierdie silwermuntstukke eintlik min of meer die waarde van 'n loon of die salaris wat 'n gewone arbeider vir 'n voldag se werk sou kry. So in 'n arm huisgesin was dit eintlik 'n klomp geld wat nou weggeraak het. Maar tog was dit nie 'n fortuin gewees nie. Hierdie een muntstuk wat verlore is, sou nou nie veroorsaak het dat die vrou honger gely het. Maar volgens die historiese agtergrond was hierdie geld baie meer werd as die geld. In die Joodse kultuur was dit die gebruik gewees dat wanneer 'n jong vrou gaan trou, het sy 10 drachmes, 10 van hierdie silwermuntstukke as deel van haar bruidskat gekry. En dan het sy hierdie silwermuntstukke of in 'n kopband vasgewerk, of sy het 'n ketting van dit gemaak wat sy dan om haar nek of aan haar of om haar arm gedra het. Hierdie muntstukkies was dan vir haar daardie simbool van haar huwelik gewees. Hierdie hangertjie of kettingkie wat sy gemaak het van hierdie 10 muntstukke was vir haar die simbool, die basiese beginsel van haar eie status, haar eie sekuriteit. En sy het dit met trots gedra. Dit is vir haar hierdie geweldige sentimentele en emosionele simbool in haar lewe gewees. En vir haar was daardie 10 muntstukke eintlik onvervang. En nou gebeur dit, as een van hierdie muntstukke van haar ketting afval, dan was dit vir haar 'n geweldige skande gewees. Dis asof daar 'n stukkie van haar identiteit weggeraak het. Dis asof daar 'n stuk van haar eer weg is. Wel dit finansiëel nie so groot verlies is, was dit in haar hart vir haar 'n krisis gewees wat nou plaasgevind het. Maar dan moet ons ook verstaan hoe moeilik was dit om daardie muntstukke weggeraak het te kry. So kyk na die huise van die eerste eeuse Palestina wat in Galilea gekry het. Nou die huise was een vertrekhuisies gewees van gewone mense en daar was geen vensters in daardie huise gewees nie. Hoogstens miskien 'n opening bo naby aan die dak. So selfs te midde van helder dag was dit altyd pikdonker in daardie huis gewees. Die vloere was soos ons vloere vandag van teëls of van hout gewees, nie? Die grond waarop daardie huisie gebou is net vasgestaan of miskien 'n plat klippe uitgepak. En dan is daar 'n dik laag strooi of 'n dik laag gras oor daardie vloer gegooi om die koue uit te hou. Maar sou dit nou gebeur het, daardie muntstuk en daardie strooi, daardie gras geval het, of dalk tussen die opening en die klippe ingeval, was dit bykans onmoontlik om daardie muntstuk weer te kry. Dis om spreekwoordelik vir die naam in 'n wind te gaan soek. Maar dan vertel Jesus in die gelykenis wat doen hierdie vrou. Sy gaan en in die eerste plek gaan sy en sy steek 'n lamp in hierdie donker huis op. Sy bring lig in hierdie donkerte sodat sy kan sien waar sy soek vir hierdie muntstuk van haar wat weg is. Ons lees dan ook hier dat sy vee die hele huis uit. Sy krap al hierdie strooi en gras bymekaar en vat dit weg sodat sy kan sien waar is hierdie muntstuk. Sy skuif die meubels rond, sy keer eintlik haar hele huishouding om te soek vir hierdie muntstuk. Dan in die derde plek lees ons hier dat sy soek sorgvuldig. Sy soek sistematies. Sy slaan geen hoekie, geen kraakie, geen opening of spasie oor om te soek in die lig vir hierdie muntstuk. En dan lees ons in vers 8, sy soek totdat sy dit kry. Sy plaas nie 'n tydlimiet op haar soektog nie. Soek vir 'n uur en sê dan nee wat, ek kry dit. Ek het dit probeer. Nee. Sy hou aan soek totdat sy die muntstuk kry en weer veilig in haar hand kan hou. En geliefde familie en vriende, hierdie gelykenis gaan eintlik oor baie meer as net 'n vrou en 'n muntstuk.
Jesus wil in hierdie gelykenis en met hierdie gelykenis vir ons iets vertel van ons eie verhouding met God. In hierdie gelykenis is die vrou God self en ons is die minste. En hier is die mooi teologiese betekenis van die teksgedeelte. 'n muntstuk kan homself nie red. 'n muntstuk kan nie daar in die donkerte lê en roep vir sy eienaar en sê, hier is ek, tel my tog net op nie. 'n muntstuk kan nie uit sy eie opstaan en weer terugloop na die ketting waarvan het afgeval het. 'n muntstuk lê passief en magteloos totdat sy eienaar hom vind en hom optel. En dit is wat God met ons doen. Dit is die genade van God. Ons kan homself nie uit die donker red nie. Maar die Here kom en hy kom haal ons. Hy steek die lamp van sy woord en sy gees op. En dan soek hy na ons. Hy kom sit by ons in die stof van hierdie wêreld. En daar tel hy ons op. Hy hou ons soek totdat hy ons kry. Geliefde familie en vriende, soos ek aan die begin gesê het, die afgelope 6 weke was vir u as familie soos daardie donker huisie in die eerste eeuse Palestina. Donker vensterlose huisie gewees. Allereers het u die pyn beleef van die afsterwe van Etienne. Daardie donker tyd in die almal se lewe. Daardie tyd wat u beleef het, dat daar een van die kosbare muntstukke van die familieketting afgebreek het. En hier is ons vandag. Nou neem ons vandag afskeid van Daniël. En dit voel asof hierdie donkerte net nou nog dikker word. Maar hoor dan vandag die evangelie in Lukas 15. Hierdie storie eindig nie in die donkerte. Die vrou het haar muntstuk gevind in die gelykenis self. En wat doen sy doen? Sy bring dit en plaas dit terug op die regte, veilige plek waar dit hoort. Geliefde familie en vriende, Daniël en Etienne is nie vandag weg nie. Hulle is nie verlore nie. Hulle lê nie iewers in die donker nie. Die groot eienaar, ons Here Jesus Christus, het sy lamp opgesteek. Hy het hulle gesoek. Hy het hulle gevind. Hy het hulle opgetel. En hy het hulle op die veiligste plek moontlik geberg. Die skatkis van die hemelse Vader. Daar waar geen mot en roes dit kan verniel. Daar waar niks, niemand ooit weer wegraak, of gebreek of seer sterf. En as ons lees hier op vers 9 van Lukas 15, dan lees ons dat wanneer die vrou haar muntstuk gekry het, dan roep sy al haar vriendinne en haar buurvroue by mekaar, en dan sê sy vir hulle, wees saam met my bly. En dan sê Jesus in vers 10, so is daar blydskap met die engele van God in die hemel. Hier op aarde is ons harte vandag stikkend. Hier in ons wêreld waarin ons leef, vloei ons trane. Die afsterwe van Daniël, die afsterwe van Etienne. Ons beleef 'n tyd van verlies in ons lewens. Maar vandag trek die Bybel vir ons bietjie die gordyn van die hemel oop en wys vir ons 'n ander realiteit. In die hemel is daar vandag fees. En word daar vandag fees gevier. Want die ma wat haar seun verloor en die seun wat sy ma vooruitgegaan het, is vandag weer herenig. Hulle is terug op die ketting waar hulle hoor. Hulle is saam met die teenwoordigheid van God. Daar is geen soeke meer. Daar is geen pyn meer. Daar is ook geen trane meer. Daar is nou net volmaakte vreugde. Dat die soekie hoef nie meer te soek, want sy is thuis. Geliefde familie en vriende,
Die pad wat vandag vir u voor lê, is heel waarskynlik nie 'n maklike pad. Daar gaan daar kom, wanneer jy gaan verlang, Natalia se stem. Jy gaan verlang na haar hande se harde werk. Jy gaan verlang na haar unieke manier om dinge te bewerk. Soms gaan dit daar kom, dat die donkerte van rou ook oor julle sal toeslaan. Maar wanneer daar kom, onthou dan Lukas 15. Onthou dat die Here se lamp brand nog steeds vir julle ook vandag. Hy soek ook na julle in die donker. Hy soek na julle in die donker van hartseer, donker van verlange en die donker van kennis. God is op hierdie stadium ook besig om na julle te soek met sy vertroosting. Hy wil julle omgewing ook omkeer met sy liefde. En hy wil julle vind. Hy wil julle optel. Hy wil julle vashou. Totdat julle ook eendag deel sal wees van die groot fees in die hemel, waar niks en niemand ooit weer verlore sal gaan. Amen. Geliefde familie en vriende, kom ons bid saam. Here ons God, dis met groot dankbaarheid in ons seer en stikkende harte, dat ons vandag in teenwoordigheid saam kan staan. Ons weet, Here, dat U is die God wat nooit op ons opgee, wat nooit ophou soek na ons, en wat altyd met vreugde, elke keer wanneer U ons vind, optel, ons versorg en ons bemoedig. Here, dit is met dankbare harte dat ons vandag hierdie familie na U te kan bring. Here, U self het gehuil. U self weet wat die wreedheid van hierdie wêreld is. U self weet wat dit beteken om verliese te ly, om stikkend te wees. En daarom, Here, het U soveel empatie met ons. Het U soveel meelewing met elke van ons. Daarom, Here, ontvang U ons toe, U liefde, met U genade, en met daardie groot sekerheid, dat ons nie alleen is nie. Here, ons kom vandag om vir U dankie te sê. Dankie, Here, vir Tannie Ree, dat elkeen wat hier is, sy lewe geplaas het. Waar sy vir hulle hierdie pragtige rolmodel was, van iemand wat hard kan werk. Iemand wat nooit moeg raak om te sorg en te versorg nie. Dankie, Here, vir daardie kosbare oomblikke van liefde en goeie tye. Hierdie familie, hierdie geliefde kon gedeel het. En laat daardie mooie herinneringe, en ook vir elkeen bron van troos wees. Daardie seker, dat dit nie verlore is nie, dat dit nie verby is of weg is nie, maar dat ons mekaar eendag weer in U kosbare skatkamer sal sien. Here, ons kom bid, dat U vir ons daardie hoop sal gee wat nooit beskaam nie, en dat ons elke dag, op grond van die sekerheid wat ons vanuit U woord oor U het, ons sal toewy aan U. Daagliks onsself deur U sal laat vind, sodat U ons kan lei, U ons kan help, en U ons kan dra, in hierdie lewe waarin ons elke dag leef. Here, ook nou daar waar ons langs 'n oop graf staan, ons besef weer opnuut hoe nietig ons as mense is. Ons besef weer opnuut dat die lewe wat ons hier op aarde leef, ook maar net tydelik is. Maar dat daardie graf nie die einde daarvan is nie. Dat dit op grond van die seën U vir ons se lewe, selfs na hierdie lewe moontlik gemaak het. 'n Lewe, Here, waar ons altyd sal fees vier, altyd sal bly wees, altyd sal U sal wees. Reik uit na hierdie familie, Here, die vertroostende hand. Bring ook vir die wonde van hulle hart genesing. En kom bid ons, in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Geliefde familie en vriende, ek wil vra dat ons almal weer sal staan vir die uitspreek van die seën. Geliefde familie en vriende, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die
gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Mag nou op hierdie plek uit. Geliefde familie en vriende, ek hou nie die begrafnisbrief voor soos dit gedruk is in die blaadjie. Ons gedenk die lewe van Ria de Toor. Gawe van die lewe wat sy omarm. Die goeie wat die lewe haar gebied het sy geniet. Met haar vaardige hande het sy aan haar talente gestalte gegee. Sy was hardwerkend en pligsgetrou, sodat sy haar huisgesin eerbaar versorg. Haar dood bring die oomblik om vaarwel te sê. Dit is nie maklik nie, omdat hartseer soos 'n donkerte in ons kom lê. Maar God se genade en liefde is soos ligstrale in die donkerte. Hom is daar lewe. So bring hy ons by 'n plek waar ons weer die eerste tree kan gee. Ek gaan dan nou vir Jan van Wyk vra om namens die familie die bedanking te gee. Ek wil net namens die familie wat ek van dankie sê dat hulle gekom het en vir skoonpa van familie te kom bystaan. Dan wil nie baie dankie vir die boodskap. Ek dink nie van ons het geweet dat daar soveel woorde in die wêreld ontstaan het, maar dit wil nie baie mooi van ons saamgewerk en baie dankie also. Ek wil vir adres baie dankie sê vir julle wat vir ons naby gestaan het in hierdie tyd. Ek moet vir julle sê, julle is baie professioneel en julle maak dit baie maklik in 'n moeilike tyd. Baie dankie. Vir die mediese personeel van Omnet wil ek ook sê baie dankie dat julle in die tyd wat skoonma in die hospitaal was, dit so gemaklik as moontlik vir haar gemaak het. Dit was elke keer baie duidelik vir ons gewees dat julle baie mooi nagekyk het. Familie en vriende wat van ver af gekom het, baie dankie dat julle gekom het. Ons waardeer dit operasie gemaak het vir ons baie maklik in hierdie baie moeilike tyd. Die susters van die gemeente vir die broodjies en goed na die tyd. As ons klaar by die graf is, kom drink asseblief 'n koppie tee en geniet die tydjie saam met skoonpa. Ek sal dit baie waardeer. Baie dankie. Baie dankie Jan. Geliefde broers en susters, die ter aarde bestelling vind plaas by Lichtenburg begraafplaas. Die van die wat